So 100 km van Johannesburg af, naby die N1-roete, lê die Vrystaatse dorpie Vredefort. Die koppies en klowe om die Vredefortse vlakte is die oudste en grootste meteoriet-impakstruktuur in die wêreld. Dit het meer as 2000 miljoen jaar gelede gebeur. Die slag het die wêreld omgekeer en 'n tuiste vir unieke en uiteenlopende flora en fauna geskep. Lank gelede het mense in die koppieskuiling gesoek en argeoloë ontdek steeds werktuie en versierings wat uit die steen- en ystertydperke dateer. Een bietjie meer as 'n eeu gelede het fortuinsoekers goud kom soek naby nedersettings soos Venterskroon. Hulle tonnels is oral te vind. Venterskroon is die middelpunt van 'n snel groeiende ekotourismebedryf. Meeste grondeienaars behoort aan 'n Bavaria en hulle is besig om wild in 'n groot mate te hervestig. Die koepel bied iets vir almal. Geniet die uitdagings van die Vaalrivier, adrenalienversoekings van die koppies en klowe, of verken die koepel se interessante rotse en historiese plekke. Die Vredefort koepel se storie begin 2000 miljoen jaar gelede, toe 'n meteoriet groter as Tafelberg die aarde teen 20 km per sekonde getref het. Die klip uit die hemel het alles vernietig. Dink aan 'n toebroodjie met verskillende lae. Wel, voor die impak het Vredefort uit opeengestapelde geologiese vlakke bestaan. Heelbo was sedimentêre gesteentes soos dolomiet van die Transvaal supergroep. Tweede van bo het vulkaniese Ventersdorp lavas gelê. Die derde laag het gouddraande konglomeraat van die Witwatersrand supergroep bevat. En heel onder het graniet gelê. Die ontploffing het die aarde oor meer as 300 km in deursnee dramaties verander. Die basiese krater was meer as 90 km in deursnee. Wat het met die geologiese toebroodjie gebeur? Die meteoriet het met die trefslag 'n groot duik in die aarde gemaak. Die krater was in die middel. Van die eens plat rotslaag het nou regop gaan staan. Toe vul 'n geweldige terugslag die krater en bring oeroue gesteentes van diep onder na die oppervlakte. Dit is een rede hoekom graniet en goud vandag naby die oppervlakte gemyn kan word. Binne die bestek van 'n paar minute was alles verby.
Erosie oor miljoene jare daarna het enige tekens van 'n krater weggevee. Meteoriet-impakstrukture is ingewikkeld. Dit bestaan uit konsentriese ringe, dieselfde as die uitkringende golwe wat 'n klip in water veroorsaak. Die koppies naby Vredefort en Parys is die kern en binnering van die koepel. Nog 'n ring kan gesien word in die heuwels naby Vogwil. Hierdie ring strek verby Gatsrand naby Carletonville in die noorde tot Kroonstad in die suide, wat nou deur jonger sedimentêre Karoo-gesteentes bedek word. Die karige oorblyfsels van 'n derde ring lê tussen Ventersdorp en Krugersdorp. Hierdie ring is met verloop van tyd weggekalwe. Ringe is 'n belangrike bewys van 'n impak. Maar geoloë moet ook ander bewyse vind om die meteorietteorie te verdedig. Die eerste leidraad is goud, naby aan die oppervlakte. Met die impak is die geologiese toebroodjie so opgevrommel dat gouddraande konglomeraat boontoe gebring is. Myners het egter nooit genoeg goud in die koepel gekry om ryk te kon word nie. Die skok wat 'n klip so groot soos Tafelberg veroorsaak het, was enorm. Splinterkegels kom voor in die meeste koepelgesteentes en dit vertel 'n verhaal van massiewe skok. Die ontploffing het hemelhoë temperature veroorsaak, so hoog dat sommige rotse gesmelt het. Geoloë noem sulke rotse granovure. En om hulle te identifiseer, kyk vir insetsels van ander gesteentes wat in die gesmelte massa beland het. Met impak is rotse gebreek en gesmelt. Maar daar's ook rotse wat verpoeier het tot 'n stof wat geoloë pseudotageliet noem. Tageliet is 'n glasagtige vulkaniese gesteente en pseudo sê bloot dat dit nie regtig tageliet is nie. Die donker dele is pseudotageliet, dit wil sê verpoeierde graniet, waar binne heel stukke graniet tot ruste gekom het. Chert is 'n baie harde rots. Met impak het dit gebreek en die interessantste legkaartpatrone gevorm. Dit word breksies genoem. Geoloë vergelyk dit sommer met 'n reep sjokolade. Die Vredefort koepel, 'n wonderwêreld wat 2000 miljoen jaar gelede deur 'n klip uit die hemel geskep is. In hierdie geologiese paradys is baie geheime wat wag om ontrafel te word.